Hier die Here lekker lof offer. Ek wil vanmôre met u die woord deel soos wat die Here op my hart gelê het. En ek wil met jou praat oor wie gaan dit in jou lewe? Gaan dit oor die Here of gaan dit oor jou? En ek wil met u saam lees uit verskeie gedeeltes en dan sal ons dit later weer aanhaal. Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 31 tot 33. Hy sê daarom, Matteus 6 vanaf vers 31 tot en met vers 33. Hy sê daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want jou hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Wat moet ek dan doen? Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Matteus 16 vanaf vers 24 tot 27. As iemand agter my aan wil kom, moet nie miskien as jy lus het nie, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit die mens dat hy die hele wêreld win, maar aan sy eie siel skade ly, of maar aan sy siel skade ly? Of wat sal die mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in sy heerlikheid van die Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Nog twee ander skrifgedeeltjies, 1 Johannes, hoofstuk 2, 1 Johannes, hoofstuk 2, vanaf vers 3 tot en met vers 6. Hy sê hieraan, 1 Johannes 2 vanaf vers 3, hieraan weet dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos wat hy gewandel het. Die Amplified said, whoever says that he abides in him, ought as a personal debt to walk and conduct himself in the same way in which he walked and conducted himself. So ek moet self ook so wandel, soos wat 1 Johannes 2 vers 3 en 6. So ek moet, as ek sê ek is in Christus, moet ek dan loop soos wat hy geloop het. Maar ek wil vanmôre met jou praat oor, waaroor gaan die redding van my siel? Waaroor het Jesus vir my gesterf op die kruis van Golgotha? Waaroor gaan hierdie hele verhouding wat ek het met die Here? Ons is die enigste geloof wat die ware God dien. Ons is die enigste geloof wie se God vir hom gesterf het op die kruis van Golgotha, wat opgestaan het, sodat ek gered kan word. Maar ons is ook die enigste geloof, waarin grootendeel, hulle wat sê, hulle aan Jesus behoort, wil hê, dat hulle God, hulle heeltyd moet bedien. Want 80%
van my gebede gaan oor wat God vir my kan doen. En dit is waar die prosperity preaching en die kerke wat vol is, alles oor fokus op hierdie tyd is om jou beter te laat voel. En ek sê nie, God stel nie belang in jou gevoel nie. Ek sê nie dat die Here wil nie jou gesond maak nie. Ek sê nie die Here gee nie om as ek huil nie. Ek sê nie, maar wanneer die kern van my verhouding met die Here all about me is, dit gaan alles oor wat God vir my kan doen, hoe God my kan seën, en hoe die Here vir my gaan deure oopmaak, en hoe dit is asof ons is in beheer, en God moet net luister, en as ek nie my sin kry nie, dan twyfel ek. Ek kan nou nie verstaan nie, ek het vir die Here gevra om vir my dit en dit te doen, en nou dit nie gebeur nie. En ek het vir die Here gevra dit, en ek het die Here gevra, hy moet vir my hierdie ding doen, en ek het gevra dat die Here vir my daai ding, luister ons na wat ons ooit sê, dat ek vir die groot God van die heelal verwag om te beweeg as ek bid. En ek sê nie God beweeg nie saam wanneer ek in agreement met hom kom, wanneer dit oor die koninkryk gaan. En die woord van die Here sê vir ons hierso, hy sê soek eers die koninkryk van God, en ek sal vir jou in elk geval alles ook gee wat jy nodig het. Lang terug was daar nou 'n president gewees, ek kan nou nie sy naam onthou nie, wat 'n ding gemaak het, en dit is nou nie geestelik nie. Hy sê, don't ask what your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country. Ek kan nou nie sy naam onthou nie, ek onthou dit daar van die geskiedenis af, toe ons op skool was. So ek kan nie alles mee onthou nie. Maar weet jy wat, dat ons as kinders van die Here dien die almagtige, lewende God van die heelal, die skepper van die heelal, en ons is veronderstel om voor hom neer te buig, om aan hom eer en lof en dank te bring. Ek moet my lewe inrig om sy naam te verheerlik. Ek moet bereid wees om self te loop soos wat Jesus geloop het. Ek moet bereid wees dat iemand my gaan sleg sê. Ek moet bereid wees om my wil te onderwerp aan hom. Ek wil vandag vir jou sê, hoeveel keer kom ek en jy na die Here toe, sê Here, wat wil u hê vandag, Here? Wat kan ek vir my God doen vandag? Wat is daar wat ek kan doen om u naam te verheerlik vandag? Wat is daar, waarheen wil u ek hê, moet ek gaan, sodat u lig in my en deur my kan skyn, sodat u kan sê, Jesus die Seun van God kom, en hy loop op hier die aarde in die vlees, en selfs hy sê, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar ek doen niks sonder dat ek gesien het my Vader dit doen nie. En hy stuur die Heilige Gees, en die woord sê dat die Heilige Gees het gekom om Jesus te verheerlik. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons het so gemaklik geraak dat God moet net luister as ek bid. Ja, God gaan luister, maar as die kern van my verhouding oor my gaan, dan het ek en jy 'n probleem vanmôre, want it's not about me, it's about him this morning. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy is die ene wat op die troon sit, hy moet verheerlik word, hy is God. Wie is ek as die skepping wat wil kwaad raak? En dis omdat ons in hierdie mindset is, it's all about me. Dat ek kwaad raak. As goed net verkeerd loop in my lewe, Here, hoekom doen u dit? Here, hoekom gebeur dit? Here, ek verstaan nie dit nie. Ek gaan nie meer kerk toe gaan nie. Want Piet en Koos groet my nie. So it's about you. Hoekom is jy hier vanmôre? Is jy hier vir die kerk, is jy hier vir die pastoor, is jy hier vir die mense, is jy hier
vir Facebook likes, is jy hier vir wat, of is jy hier om aan die God van die hemele te kom sê, Here, ek het nie veel wat ek kan gee nie, maar ek wil vanmôre kom en ek wil my knieë buig en ek wil U naam groot maak met die stem wat ek het. Ek wil vanmôre vir jou sê, so many people, ek wonder wat gaan ek vandag kry by die kerk. Ek hoop die Here doen iets vanmôre vir my by die kerk. Ek hoop die Here gaan vanmôre bietjie by my stil staan. Ja, God wil by jou stil staan, maar wanneer jou attitude reg is en sê, Here, ek wil vanmôre niks hê nie, maar ek wil alles kom gee vanmôre aan die God van die heelal. Ek wil vanmôre vir jou sê dat die kerk moet terugdraai na repentance toe en voor God weer begin buig en sê, Here, as U vir my iets gee vanmôre, Here, U ken my hart, ek is bly daaroor, want U weet wat ek nodig het. U woord sê, U weet dat ek het hierdie goed nodig, maar soek eers die koninkryk van God. Wanneer as ek luister na 'n liedjie wat 'n vrou sing, en in hierdie woord, ek het dit al genoem, sing sy daar vir die Here, sy sê, Lord, what song do you want me to sing? What dance do you want me to dance? En vanmôre terwyl ons voorberei, toe bid ek dit, sê Here, is daar iets wat U wil hoor vanmôre? Ek kom nie en ons wil net, ons worship en ons doen. Het jy ooit vir die Here gevra, Here, is daar iets wat U wil hoor vanmôre? Is daar 'n liedjie wat ek vanmôre vir my God kan sing? Is daar iets wat ek vanmôre kan doen sodat U verheerlik kan word? Sien U die verskil van true worship? Dis wanneer ek myself humble vir God. Hy sê elkeen wat homself sal verhoog voor God, God sal hom verneder. Maar elkeen wat hom gaan verneder voor die Here, God sal hom verhoog. Kan ek dan nie na God toe kom as ek stikke net nie, jy verstaan? Jy kan enige tyd na God toe kom met die enigste probleem, as jou hemelse Vader, hy is lief vir jou. Hy gee vir jou om. Ek kan na hom toe gaan, ek sit baie, dan sit ek en praat met die Here my hart uit. Maar ek weet, dis nie al wat gebeur nie. Dis nie al wat ek doen nie. So daar's 'n geleentheid wat God my gee, om vir hom te vertel hoe ek voel en wat ek nodig het. Maar Here, ek het in hierdie afgelope tyd ek maak so van tyd tot tyd gebedslysies. Soos die omstandighede verander, dan skryf ek dit neer en dan sit ek dit in my Bybel. Dan sê ek, Here, ons het hierdie ding nodig en ons het hierdie voorsiening nodig. Maar weet jy wat is punt nommer 1 heel bo aan my lys? Here, ek soek meer van U. Here, ek wil minder word sodat U kan meer word. Here, ek wil U hart hê. Ek wil U hartklop hoor. Here, ek wil net nader aan U kom. Ek wil net, Here, dit is my groot, alweer antwoord U niks verder op hierdie lysie nie, is dit vir my alright, Here, maar as U net nommer 1 sal antwoord, sodat ek net nader aan U kan kom vorm my, Here, skep in my 'n rein hart en 'n gewillige gees, sodat ek in U wil sal wees, as U gaan kom, dat U naam verheerlik sou gewees het, of ek by die huis is, en of ek by die werk is. Sien, wanneer dit oor my gaan, dan sê ek sal nie vergewe nie. Ek sal nie vergewe. Ek weet dat die Here sê, dit beteken iets about you. Maar as jy God se hart ken, dan sal jy sê, Here, ek is stikkend. Mense het my diep gesny. Ek voel nie lekker nie. My binnekant breek. Die wonde lê diep. Hierdie woorde wat gesê is, maak my seer, Here. Maar U was bereid om my te vergewe van al my foute en van al my ongeregtighede. Daarom kies ek om gehoorsaam te wees, want U is God en U sê as ek nie vergewe nie, mag U my nie vergewe nie. Daarom onderwerp ek my. Ek buig my knieë voor God in hierdie saal en sê nie my wil nie, maar U wil. Here, daarom sal ek vergewe, maar help my vanmôre. En daar was tye gewees wat ek op my tande moes knap, want my binnekant uitvoel en sê, Here, gee my net so 'n bietjie verlof. My net so 'n bietjie geestelike verlof, laat ek net vir hulle vertel waar daar die wortels begin. Net my sê, so op 'n tydjie voel.
Jy sien, maak ek twee keuses. Ek kan of deur die gees van God gelei word, of ek kan deur die vlees gelei word. Maar nou sit ek met hierdie twee dinge in my, nou verkies ek, sê Here, okay, ek onderwerp my. Ek vergewe hulle. Maar jy al geweet, jy kan vergewe, maar voel jy dat jy het nie vergewe nie. Hoekom? Want jou vleesmens is nog stikkend. Jou vleesmens is nog opstandig. Maar ek moet kies, na wie wil ek luister? So wanneer ek vergewe, it's a spiritual obedience. So Lord, I choose to forgive. Please help me, because my flesh man is hurting. Ek is omgekrap en ek is kwaad. Maar die woord sê, word toornig, maar moenie laat die son oor jou toorn ondergaan nie. Hy sê, word toornig, maar sondig nie. So word kwaad, maar moet nou nie gaan staan en vloek ook nog nie. Moenie gaan vervloek nie. Weet jy wat is die moeilikste ding? Ek het mense gehad jare gelede wat hier in die gemeente was, wat die lewe vir my en my vroukie en ons gesin moeilik gemaak het. En hulle het allerhande goed gedoen, en dan sit hulle so daar aan hierdie kant, so in die middel. Dan kyk ek so in hulle, dan dink ek, Here, ek gaan nie vanmôre toelaat dat hulle my joy steel nie. Dan stap ek na hulle toe, dan sê ek vir hulle, ek is lief vir julle. Ek vergewe julle. Spreek julle vry, en dan stap ek al weg, en dan sê die vleesmens, voel nie of ek so lus was om dit te doen nie. But I choose to obey God. Kies om te sê, Here, ek nie my wil nie, maar U wil, Here, en dit is moeilik wanneer ek God se wil moet uitleef en my knie buig voor God in omstandighede en sê, okay, Here, ek sal dit doen. Ek weet nie hoe gaan ek reg kry nie. Ek weet nie hoe gaan die vlees oor dit kom nie. Ek weet nie, maar weet jy wat, dan elke keer wanneer hierdie gedagte opkom, dan sê, Here, ek spreek hulle weer vandag vir my. Here, ek gaan nie toelaat dat my vleesmens nou inmeng met dit wat ek voor God voor neerbuig. I choose to be led by the Holy Spirit in obedience to God and say, Lord, not my will. En ek praat nie net van vergifnis nie. Hoeveel goed is daar wat ons compromise. Weet jy wat die woord van die Here, ek het hierdie ding geleer. Of die mens sal die woord verander om hom gelukkig te hou, of die woord gaan jou verander. Ek weet, ek was 'n alkoholist. Ek ken al die skrifte van Jesus het wyn en water en wyn verander, alles om te regverdig hoekom ek kon doen wat ek gedoen het. So ek het geweet om die woord te manipuleer, sodat ek nie hoef te verander nie. Dis die waarheid. Wanneer jy nie wil verander nie, sal jy gaan skrif soek, sodat jy onveranderd moet bly. Ja, maar dis wat die Bybel sê, en dis wat en hierdie skrif sê, you choose to read it without the Holy Spirit. Maar wanneer die gees van God in jou lewe kom, dan verander die woord jou. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Hoekom nie? Want wat gebeur? I need to die so that he can live. Ek moet sterf sodat hy kan leef. Ek het dit nou die dag ook gesê, hoe weet jy of 'n ou nog leef geestelik? Of ry net voor hom in 'n Leidenburg by die Stopstraat. Nou, ek kom baie keer nog agter, hier's nog 'n duisel wat hier sukkel, hy wil nog nie in die graf bly nie. Maar wat doen ek daarmee? Soek ek verskoning, of vra ek die Here help my? Ek sê vir jou, daar was 'n tyd nou 'n ruk terug wat Jessie bietjie siek was vir 'n paar weke, en toe moes ek oggend en middag die skoolverkeer, hoërskool en laerskool doen. En toe sy die eerste keer weer saam met my ry, toe kyk sy my so. Jy bestuur al net soos hulle, want sê jy nie hierso.
Jou aap, ja nee. Ja nee, ek weet waarvan ek praat. Ek luister na getuienis van 'n man, 'n ware ding. Hy ry as 'n pastoor, is kind van die Here, hy ry. En jy geweet, die vyand sal ook 'n taxi stuur. Ja, nee, hy kom by 'n kruising en dit is sy beurt om oor te ry en hierdie taxi bestuurder is oor die kruising voor hom in en onmiddellik is die eerste reaksie die vlees. En die gees van die Here sê vir hom, groet hom. En hy groet hom vriendelik en hy waai vir hom. Die Here seën jou, mag dit met jou goed gaan. En hy ry oor en toe in sy triespieeltjie kyk die daai taxi U-turn gemaak. En hy dog, "Ag, liewe Jesus, hier is nou moeilikheid." Die ou seker gedink ek het vir hom iets gewys, maar ek het hom regtig net gegroet. En die ou wys vir hom trek af. En toe hy aftrek, sit hy bly eers sit, nou wonder hy, Here, hoe gaan ek hierdie fight? En hierdie ou klim uit en hy stap nader. En toe hy langs sy kar kom staan, toe sê hy vir hom, "You must be a child of God." Sê vir hom, "Yes, I am." Hy sê, "Because ek het opsetlik voor jou ingeryk om jou te provoke. Want ek hou nie van jou. Hou nie van julle nie. So wat ek gedoen het was opsetlik. Maar jy het my vandag gewys, daar is nog 'n God in die hemel." En hy kry hierdie ou langs die pad bedien, omdat hy gekies het, en om daai omstandighede te buig voor God en sê, "Here, nie ek nie, maar U." Elke keer wanneer ek toegelaat het dat ek leef en nie Christus nie, moes ek gaan regmaak en verskoning gaan vra en stukke optel. Maar elke keer wanneer ek my knie gebuig het en sê, "Here, it's not about me, it's about you," kon iemand se lewe aangeraak word. En ek wil vanmôre met jou praat oor dit, oor wie gaan dit nog in jou lewe? Wie leef nog in jou lewe? Hoe lees jy die woord om jou gelukkig te kry of om jou te verander om God gelukkig te kry? Gaan dit, weet jy hoeveel keer lees ek skuldig daaraan, sê, "Here, gee net vandag vir my 'n woord. Here, gee net vandag vir my 'n bevestiging. Here, gee net vandag vir my iets. Ek wil net hê. Net hê. Here, as ek kerk toe gaan, ek wil net vandag 'n lekker diens, ek wil net hê. Gee net vir my iets, Here." Terwyl he deserves all the glory. Hoeveel keer lees ek die woord en sê, "Here, wat wil U doen vandag? Wat wil U hê moet ek raak lees vandag, sodat U verheerlik kan word?" Hoeveel keer lees ons nog die woord for him and not for me? Hoeveel keer bid ek vir hom en nie vir my nie? En God sê vir ons, hy sê, "Verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart." Soek eers die koninkryk van God en ek sal vir jou al die ander goeders bygee. Wat doen ons? Ons soek eers al die ander goeders. As die Here nou hier vir my deel, dan gaan ek hom loof en prys. Here, vir my hierdie ding doen, dan gaan, you need to worship him because he's king. Ek het nie 'n goeie rede nodig in my lewe om hom te verheerlik nie. Daar is die rede, is die kruis van Golgotha, is die bloed van die lam. Die disippels kom en Jesus stuur hulle en hulle dryf duiwels uit en hulle maak siekes gesond en hulle is lekker opgewonde. Wel, die duiwels luister vir ons. Jesus sê, "Julle mag nie daaroor bly wees."
Of wees dan nou maar eerder bly dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe. Want it's not about you. When God heals the sick, it's not about you. Wanneer God iemand se siek, it's not about the preacher. It's not about the church. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan sodat hy verheerlik kan word. Doen jou gebedslewe nog sodat hy verheerlik kan word. Is jy by die werk so dat hy verheerlik kan word? Is jy in die staat so dat hy verheerlik kan word? Leef hy of leef jy? En wil vanmôre vir jou sê, ons is die enigste geloof wat kom en net wil hê en God moet net gee en God moet net voorsien. Ja, hy is my voorsiener. Hy is die God wat genees. Ja, hy is die Here wat deure oopmaak. Hy is die God wat duiwels uitdryf. But it's all about his glory. I have been created for him. I've been created for his glory. God se woord sê dit. Hy is nie daar vir my nie, ek is daar vir hom. En die kerke loop vol agter mense aan wat my kan laat goed voel. Ek gaan hierdie week 'n oorwinning hê. Ek gaan hierdie week dit, en ek dit en ek dit en ek dit. In plaas van hierdie week gaan God se naam verheerlik word. Hierdie week, daar by my werk. Ja, God gaan vir my deure maak, but God, let me be a vessel of glory. Let me be a vessel. Jesaja 43 vers 7 sê, even everyone who is called by my name, who I have created for my glory, whom I have formed, I have made. Jy is gemaak vir God. God is nie daar vir jou nie. Jy is daar vir hom. Dit klink skerry. Maar jy sien, wanneer dit oor jou gaan en goed nie loop soos wat jy dink dit moet gaan, hoe vinnig raak ons kwaad vir die Here. Ek kan nou nie verstaan nie. Hoekom ek het die Here gebid en ek het die Here gevra dat hierdie ding, luister na getuienis van 'n ander sanger, geestelike sanger. Hy en sy vrou verloor hulle kind aan die dood. En hulle gaan deur al die emosie. Ek kan my nie imagine waartoe moet 'n ouer gaan wat 'n kind moet afstaan aan die dood nie. Ek was nog nie daar nie. Ek het ander goed al verloor. Ek het al 'n moeder verloor. Maar ek dink 'n kind is iets anders. En hulle het die Here gebid en hulle het gebedsgroepe gekry dat die Here hierdie kind moet lewendig maak en niks. En hulle gaan deur al hierdie fases van grief en hoekoms en waaroms, en hulle kom op 'n plek en hulle vra vir die Here, Here, maar hoekom het dit met ons gebeur? En die Here sê vir hulle, hoekom nie julle nie? Hoekom mag dit nie met jou gebeur nie? En toe hy daai besef kom, ek is nie so oulik nie. Hoekom mag verkeerde goed nie met my gebeur nie? Dis nie hoekom Jesus gekom het nie. Hy het gesê, julle gaan vervolging hê. Hy het gesê, julle gaan deur diep waters gaan. Hy het gesê, mense gaan julle haat. Hy het gesê, daar gaan moeilike tye kom. Maar in dit alles sal hy saam met my wees. En toe hulle ophou om die vrae te vra, net sê, Here, okay. Staan nog steeds nie. Ek het nou nog nie al die antwoorde vir al die goed waardeur ek gaan. Ek probeer nie hier vanmôre sê, ja, maar ek weet hoekom het ek deur alles gegaan. Daar is sekere goed wat ek nie vir jou antwoord voor het nie, maar ek weet net een ding, God was getrou en alles, en sy getrouheid moes ek eers op 'n plek kom waar uit my eie ek uitkom. En my knieë net buig en sê, Here, U is God. Ek vertrou U met my lewe. Verstaan nie, maar ek weet U verstaan. En dis genoeg vir my. Want U is God. Ek weet nie waar jy gaan vanmôre nie, maar ek wil vir jou vanmôre sê, God soek weer vanmôre sy ereplek. Sê, I am God. I am God. Yes, I love you.
Weet wanneer 'n huis deur kinders bestuur word en tantrums gooi wanneer hulle nie hulle sin kry nie. Dis 'n goeie huis. Maar waar daar eer en honor is vir 'n ouer. En ek wil vanmôre vir jou sê, God soek vanmôre sy kinders. Hy's 'n verterende vuur. Hy hou alles in sy hand. Wie is ek om vir hom te sê, Here, hoekom? Of nee, Here, ek sal nie vergewe nie, sal nie vryspreek, ek sal nie dit doen nie, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan nie dit doen nie. Maar weet jy wat is awesome? Wanneer jy jouself begin humble voor God, dan begin God jou in seer kry ontmoet. Wanneer jy jouself in jou gebrokenheid aan hom oorgee, sê Here, ek is stikkend, ek val uit mekaar uit, ek het nie antwoord nie, en dalk sal ek nooit die antwoord kry nie, but I have you. Ek gee myself voor U, Here, ek sê, help my. Ek humble myself voor God vanmôre. Maar ek weet ook Woord sê ek is naby aan hulle wat gebroken is van hart en verslae is van gees. So dis nie dat God nie, dit gaan oor my toenadering na God. Dit gaan oor my attitude vanmôre. En ek het klaar die woord gebruik. Gaan nie verder uitbrei nie. Die Gees van die Here nou nog nie met jou gepraat het nie, help nie as ek gaan aan. Maar ek wil vanmôre sê, God wil vanmôre hê dat die orde moet regkom. God soek weer vanmôre. Ek wil vandag vir jou sê, vergifnis is nie 'n keuse nie. Nie as 'n kind van God nie. Heiligmaking is nie 'n keuse nie. Om heilig te lewe is nie 'n keuse as ek lus het nie. Alhoewel ek 'n wil het van my eie. Maar nou sê die woord daar dat God sal elkeen vergeld volgens sy werk. Verlekker God om as ek deur moeilike tye gaan nie. Maar God wil vanmôre hê dat ek 'n attitude na hom toe kan kom en sê, Here, ek is niks, maar U is alles. Ek gee my alles voor U en ek buig my knie. En ek verwag nie, ek kom nie met, Here, U moet nie. Maar ek weet, Here, U gaan. As 'n verskil. When I know God can and He will, maar hy hoef nie. Here, U moet dit nie. Nee, Here, ek weet dat U is 'n waarmaker van die woord en ek kan na U toe kom en ek humble my voor die Here. Staan op die voete saam met my. En die Here praat met verskillende gehore in hierdie plek. Daar is ander wat stikkend is. Daar is ander wat in emosionele rebellie is. Daar is ander wat verlore is. Die Here praat vanmôre met 'n groep hierso wat sy gees geken het en daar was 'n tyd gewees wat jy die Here gedien het. Maar jy is hardkoppig. En ek verskoon nie kansel. Die Here sê vanmôre jy is hardkoppig en jy wil nie hoor nie. Die Here sê, wil jy nie vanmôre jou knie buig voor my wil en my vertrou om jou heel te maak nie. Wil jy nie jou hart vanmôre opnuut vir die Here gee? Net daar waar jy is, begin net met die Here te praat. Gee jou hart vir die Here, gee jou seer vir die Here, gee jou stikkend vir die Here. Maar kom met 'n attitude vanmôre, sê Here, U is alles en ek is niks. Ek is niks. Ek vra om verskoning as ek gekom het met 'n attitude. Hoekom, Here, dit en dit. Kom net vanmôre en sê, Here, ek is jammer. Wie is ek? Om God te ondervra, want hy is God. Here, en ek weet U sal my verduidelik en U sal my help. Kom vanmôre en ek is jammer dat ek kwaad was. Dis jammer, is iemand wat kwaad is vir die Here.
So iemand wat in 'n rebellie sit in jou binnekant teenoor die Here as gevolg van seer, goed wat gebeur het. En dit is Christene, is kerk. Nou of môre vir jy sê, dit is nie goed nie. Net omdat iemand wat 'n gedaante van godsaligheid het, iets aan jou doen, beteken nie, hulle is deur God gestuur nie. En die Here wil hê jy moet vanmôre net dit gee aan hom en sê, okay, Here, ek is jammer. Al was tye wat ek en my vrou deur moeilike toe, ek het regtig waar geestelike tantrums gegooi. Here, hoekom? En dan moes ek teruggaan en sê, Here, ek is jammer. Want ek is niks en U is alles. Ek vertrou U met my gebrokenheid. Praat met die Here, net daar waar jy is. Vra dat die orkes na vorentoe sal kom.